gemiddeld van 27 ontvoerings per dag. Meer as die helfte van al die land se ontvoerings gebeur in Gauteng. Jou kind word by die skoolhekkie deur 'n vreemde motor gevolg. Jy stop by die winkel en word gegryp terwyl jy jou inkopies in die kar pak. Dis nie meer skoknuus nie. Dit is die daaglikse werklikheid in die provinsie waar die land se ekonomie behoort te dryf. Welkom by Uitreg, die plek waar ons nie skaam is om die waarheid te vertel nie, al maak dit die skuldiges ongemaklik. As jy ons nog nie volg of gesubscribe het nie, doen dit nou. As jy iets het om te sê, los vir ons 'n comment. Vertel jou vriende en deel hierdie boodskap met hulle, want ons kan nie bekostig om oningelig te bly nie. Nou kom ons gaan kop eerste in vandag se onderwerp in. Gauteng het die amptelike nuwe ontvoeringshoofstad van Suid-Afrika geword. Die jongste misdaadsyfers vir die kwartaal Januarie tot Maart 2026 wys dat Gauteng 27 ontvoerings per dag. Dis meer as die helfte van die land se gevalle. In die derde kwartaal van 25-26 alleen is 4775 ontvoerings landwyd aangemeld, teenoor die 2605 in dieselfde periode 5 jaar gelede. In die vierde kwartaal van 2024-25 boekjaar was daar 2414 voorvalle in Gauteng alleen. Die syfers is so erg dat sekuriteitskenners sê die provinsie se polisiekantore is oorweldig. Van Suid-Afrika se 30 hoogste ontvoeringsbrandpunte is 26 in Gauteng. Johannesburg is die swakste area, met die polisiestasies van Soweto, Sejabulani en Johannesburg se sentrale wat die meeste klagtes ontvang. In Pretoria is die stasies Pretoria Sentraal en Sunnyside die gevaarlikste, met onderskeidelik 20 en 22 sake in die eerste kwartaal van 2025 alleenlik. Ontvoerders het nie meer net die ryk elite in hulle versier. Hulle teiken almal wat 'n selfoon met 'n banktoepassing het. Professor Jacob Mofokeng, 'n kriminoloog, sê die bendes beskou mense as liquid assets, vloeibare basis wat vinnig in kontant omgeskep kan word. Hierdie sogenaamde uitdrukkingsontvoerings of express kidnappings gebeur gewoonlik tydens 'n rooftog of 'n kaping. Die slagoffer word ontvoer, na 'n afgepeleë plek geneem en gedwing om sy banktoepassing oop te maak en alle beskikbare fondse oor te dra. In baie gevalle word die slagoffer net daar laat gaan nadat sy rekening leeg is. Kenners skat dat 80% van Gauteng se ontvoerings aan hierdie tipe roof gekoppel kan word. Die koste vir jou sak is duidelik. Jy kan die volgende slagoffer wees. Dit maak nie saak of jy 'n sakeman, 'n enkelouer of 'n student is nie. As die misdadigers dink jy het toegang tot geld, selfs 'n klein bedrag nie, dan is jy 'n teiken. Maar terselfdertyd word sakelei steeds vir hoë bedrae losgeld geteiken. Tussen Januarie en Maart 2025 alleen is 144 sake van afdreigings, ontvoerings in Gauteng aangemeld. In die geval van die Lenasia sakeman wat in Mei 2025 vir 6 weke aangehou was, het die bende eers 15 miljoen rand geëis. Polisieminister Senzo Mkhune, wat tans op betaalde verlof is terwyl hy vir korrupsie ondersoek word, het bevestig dat die bendes hoogs gesofistikeerd is en multiple operators benodig om so 'n ontvoering uit te voer. En tog gaan die bendes voort om mense in die straat te gryp. Wat die ANC nie wil hê jy moet weet nie, is dat die polisie se eie strukture gedeeltelik verantwoordelik is. Die Valke se anti-ontvoeringstaak het wel meer as 170 bendelede in die laaste 2 jaar aangekeer. Maar die grootste probleem is die grootskaalse korrupsie en kaderontplooiing wat die polisie verlam het. Mkhune, die man wat verantwoordelik was vir polisieoptrede, sit nou self in die beskuldige bank oor beweerde skakels met 'n onderwêreldbaas. Die kommissaris van polisie, Fani Mosamola, wag ook op sy lot in die hof. Tussen April en Januarie het die polisie 6646 hoë intensiteitsoperasies landwyd uitgevoer en meer as 218.000 verdagtes gearresteer. Iets wat die ANC natuurlik as 'n oorwinning gaan voorhou. Maar die realiteit is dat die bendes steeds beheer. Gauteng bly die tuiste van 57% van alle motorkapings, 55% van alle ontvoerings en byna die helfte van alle kontant en transito rooftogte.
Die Gautengse premier Penyasa Lesufi het 'n e-paniek knoppie beloof. Hy praat van tegnologie om misdaad te beveg, maar intussen word kinders in Pretoria se voorstede by hekke van hulle skole ontvoer. Mense verdwyn in parkeerareas van winkelsentrums. Die polisie verskyn eers nadat die skade aangerig is. Vir die gewone burger is daar net een opsie: wees jou eie polisie. Wees wakker. Moet nooit jou bewegings op social media uitbasyn nie. Gebruik private sekuriteit waar jy kan. Moenie dat jou kinders alleen gaan stap nie. Dit is die werklikheid wat die ANC vir ons geskep het. 'n Lewe vol konstante vrees. Volg ons vir meer waarheid. Tot volgende keer.